As jy praat van desentralisasie, weet jy meer as wat ons weet, of wat dink jy, wat dis daai selfbestuur wat my eerste dokumentêr oor gaan. Ons moet dit gou selfbestuur, ekskuus, kom ons maak so gou selfbestuur. Dit is daai hele antwoord op, maar wat beteken desentralisasie? Voor ons verder gaan oor desentralisasie, kom ons kyk dit gou hierdie stukkie, ons het hom al reg gehad. Hy is gratis beskikbaar op YouTube, jy kan net intik AfriForum selfbestuur, dan kry jy staatsbestande. Ek moet sê, as jy nou 'n probleem het met AfriForum, kom ons raak nou net so 'n bietjie rustig. En dan wat jy nou gaan doen is gaan luister net hierdie onderhoud net deur sonder om nou vreeslike brille op te sit en dan kyk jy wat gebeur, wat hoor jy in hierdie hele onderhoud. Ons het hom gekyk en ons is aangenaam verras gewees. En dan ook die boek Selfbestuur deur Flipbuys geskryf. Nou ja, baie mense het vir my vertel Flipbuys is so en so en so. En op die einde van die dag het ek daai boek deurgelees en sê my vrek, het voel asof hy 'n ou is aan wie ek lank pad gestap het as jy die boek deurgelees het. En dan kom jy agter, dis net 'n ou wat net bietjie meer anderster net dink omdat hy verstaan die aanvalle wat ons in die wêreldspektrum daar buite kan kry. Maar goed. Ja. Om die toekoms na ons streke, dorpe, woonbuurte en huishoudings te bring, gaan Afrikaners nuutskeppend oor probleemoplossing moet dink. Ludwig Wittgenstein gee die volgende gepaste raad oor nuutskeppende probleemoplossing. 'n Mens sal gevangene gehou word in 'n kamer met 'n oopgesluite deur wat na binne oopmaak, solank as wat hy nie daaraan dink om die deur te trek eerder as te stoot nie. Die sleutel om 'n lewensvatbare toekoms vir Afrikaners in Afrika te ontsluit, lê ongetwyfeld in doelgerigte groter staatsbestandheid, eerder as staatsafhanklikheid. Daai is die kern. Daai staatsbestandheid. En dit is iets wat jy op 'n eenvoudige, op 'n huishoudelike vlak kan doen. Jy moet aanhoudend soveel as moontlik verantwoordelikhede terugneem van die staat af. Want ons het nou as Afrikaners vir hoe lank staat gemaak op die staat. Jy weet, sê maar, dit kom met 'n baie verleidelike dientjie of 'n storie na jou toe. Dis amper of die ooreenkoms met die duiwel wat jy maak. As hy kom met 'n storie van die regering, kom met 'n storie na jou toe. Ag, laat ek hierdie hanteer vir jou. Laat ek hierdie alles vir jou doen. Julle kan dan lekker op die banke van die riviere gaan lê en skilder en digkuns skryf. Ek sal hierdie goed, veiligheid, die bevordering van julle taal, eksistensiële krisisse en goed, ek sal dit alles hanteer. Julle gaan speel daarso, wees gelukkig. En dis wat gebeur het met Afrikaners nou vir 'n lang tyd. Ons het al hoe meer staat gemaak op die staat. En toe verloor ons beheer oor daai staatsmasjinerie wat ons so afhanklik op was. En toe moes ons van vooraf, eintlik van nul af weer begin bou. En dit is, die nuwe benadering is nou, ons kan nie weer daai fout maak om op 'n groot staatsmasjinerie afhanklik te wees nie. Ons moet meer staatsbestand wees. Wat beteken jy moet jou eerstens kan insuleer teen die bedreigings wat daar van buite af kom. En jy moet meer op jou eie 2 voete as 'n gemeenskap kan staan, sodat jy nie, wanneer die krag afgaan, is daar 'n oplossing. Wanneer jou gemeenskap onveilig raak, is daar 'n oplossing. Soos byvoorbeeld om 'n buurt by 'n buurtwag of 'n plaaswag betrokke te raak. Ek dink dit het nou al ek wil nie weet hoeveel meer boere daar sou vermoor gewees in Suid-Afrika as dit nie vir die dapper plaaswagte en plaaspatrollies en gemeenskappe daar buite was wat al oor die afgelope dekades regtig weeksaande wanneer jy lekker warm in jou bed lê, is daai ouens al buite besig om te patrolleer, besig om rond te ry, besig om hulle gemeenskappe veilig te maak. Ek sê nou nog vir iemand anders as ons moet kyk na die plaasmoorde, nou die plaasmoorde syfer het ons nou 'n bietjie afgeneem, né? Dis hier in die 50s nou. Maar as ouens vra vir ons in die plaasmoorde, dan sê ek daar's 'n twee direkte lyne wat ek kan koppel aan. Die kommersiële boere het minder geword en die tweede een is die boere het harder geword. Ja. En kyk hoe lyk die plase nou in vergelyking met hoe hulle gelyk het 20 jaar terug. Ja. En hoe georganiseerd is die boere vandag. Almal het nou radio's, almal het nou amper almal het nou hulle 'n netwerk met wie hulle kan skakel. Die vraag is eintlik wie bel jy eerste as daar moeilikheid is. Daai boere bel hulle gemeenskapsstrukture. En die mense wat inskakel is die mense wat deel is van daai netwerk. Die mense wat amper af buitekant bly. Ja. Plaas hulle self eintlik maar op dis die ouens wat gaan jaag as jy in die moeilikheid is, dan is hulle die eerste ouens wat daar op die toneel gaan wees. En daai organisering is absoluut krities omdat ons 'n wyd verspreide volk is. As jy kyk na 'n kaart van Suid-Afrika, 'n volkskaart waar jy sien waar die Afrikaners bly, daar's nie 'n plek waar ons gekonsentreer is nie. Ons is wyd versprei reg oor die land. En dis nou eintlik die punt is, kom speel hierdie stuk van Flip wat hy dit sê. Speel met gefons daarso vanaf staatsafhanklikheid. Nou, Afrikaners se probleem is nie soos mense dink ons klein getalle nie. Daar's meer Afrikaners.
as die totale bevolking van lande soos Botswana, soos Namibië, Lesotho, Swaziland, Macedonië, baie ander lande in die wêreld. So ons probleem is nie ons klein getalle nie. Ons probleem is ons eilverspreiding. Ons is 'n eilverspreide minderheid oral in die land en daarom is ons oral onderworpe aan ANC-regering, selfs op plaaslike vlak. Daarom sit jy oral met misdaadprobleme en daarom is die oplossing Die oplossing is beter eerstens konsentrasie en beter organisering. En ons het dit nou tot 'n groot mate baie beter in 2025 lyk die situasie baie beter in opsigte van organisering as wat dit gelyk het 15 jaar terug, 10 jaar terug. Maar dis 'n aanhoudende projek, is ver van perfek af en ver van die finale oplossing.